Hier is die opsommings vir geskiedenis graad 6 kwartaal 1. Nou, ongelukkig is geskiedenis 'n leervak, so mens moet maar probeer om die werk soveel moontlik uit te skryf en probeer memoriseer en vir mense verbeelding prentjies teken om konnotasie te maak in sekere woorde. So ons gaan kyk na eenheid 1, nedersettings in die Limpopo Vallei voor Makungubwe. Ons begin linksbo, aan die linkerkant is wat in die opsomming staan, en dan gaan ons kyk wat ons aan die regterkant kan doen om die werk makliker te leer vir die toets. So hier begin ons, onthou die eerste millennium is van jaar 1 tot jaar 1000 na Christus. Onthou 'n millennium is 1000 jaar. En as ons kyk by punt 1, in die eerste millennium het Afrika boere in die klein dorpies in Suider-Afrika gewoon. Punt 2, elke dorp het 'n paar honderd mense gehad. Punt 3, dorpies was meestal onafhanklik, bedoelende hulle kon vir hulself sorg. Punt 4, soms het verskeie dorpies saam onder een hoofman geval. Met ander woorde, daar was een koning gewees en hy was in beheer van soos 3 of 4 verskillende dorpies. Punt 5, ouer mense was belangriker as jonger mense. So dit is maatskaplike hiërargie wat gebaseer is op ouderdom. En om 'n hiërargie te verduidelik is dit mens kyk na 'n driehoek byvoorbeeld wat verdeel is en die boonste gedeelte van die driehoek is die belangrike mense en die onderste gedeelte van die driehoek is die minder belangrike mense. Dan mans het 'n hoër status as vroue gehad. Dit is maatskaplike hiërargie gebaseer op geslag. In ander woorde, mans het bo gestaan en vrouens was in die ondergedeelte van die driehoek gewees. By punt 7, dorpies het self kos en goedere gemaak, hulle was dus bestaansboere. Hierdie prentjie hier aan die linkerkant word presies so oorgegee aan die regterkant, maar kom ons lees net vinnig gou. Boere het beeste, bokke en skape aangehou, kweek hulle eie gewasse soos spanspek, sorghum, manna en pampoen. Graansorghum is gemaal om pap te maak. En dan die maak van gereedskap, wapens en ornamente van yster. So dit is belangrik om te weet dat tydens hierdie tyd, dit is bekend gestaan as die tydperk in die geskiedenis word die laat ystertydperk genoem. So as ons gaan na die regterkant toe, gaan ons vir onsself vinnige prentjies teken van hierdie 7 punte. Mens sal sien hierso punt 1 tot by punt 7. En dan gaan mens die woorde heg aan die prentjie en mens gaan herhaal totdat die mens die prentjie uit die kop uit kan teken met die regte woorde wat geheg is aan die regte prentjie. Wat belangrik is, probeer die volgorde vir jou te hou, as jy leer op jou vingers en vir jouself opsê dat jy die volgorde reg kry, dan gaan maklik ook wees vir jou om te onthou. So by punt 1, klein dorpies in Suider-Afrika. So hier is net 'n klein prentjie van 'n klein dorpie. En dan punt 2, paar honderd mense per dorp. Hier is net 'n paar mense geteken, so 'n paar honderd mense. Punt 3, dorpies meestal onafhanklik. Die rooi lyn skei van die dorpies en hulle is nie gewoonlik seker naby aan mekaar gewees nie. En dan hierso by punt 4, sommige dorpies onder 'n hoofman, bedoelende jy het een hoofman gehad en hy het byvoorbeeld 4 of 5 verskillende dorpies om hom gehad waar hy in beheer was, of soos die koning was. Dan punt 5, ouer mense is belangriker as jonger mense. Dit is die maatskaplike hiërargie gebaseer op ouderdom. Jy sal sien 'n ou oom hierso sit, hy is belangriker gewees as die kinders en die jonger mense. Dan by punt 6, mans het 'n hoër status as vroue gehad en dit is maatskaplike hiërargie gebaseer op geslag. Mans was belangriker as vrouens gesien. Dan by punt 7, dorpies het selfs kos en goedere gemaak, hulle was bestaansboere. Dit is baie belangrik. Hulle het nie dit gedoen vir geld en so nie, hulle het net gedoen om te kan oorleef. So hierso is hierdie prentjie net oor, boere het beeste, bokke en skape aangehou en hulle kweek hulle eie gewasse soos spanspek, sorghum en manna en pampoen. En sien lê die pampoen en goeters, in die agtergrond is die sorghum. En dan maak gereedskap en wapens en ornamente van yster. So dit is baie belangrik, hierdie word gesien as die laat ystertydperk. So as hulle vir jou vra,
waarvoor die laat-ystertydperk bekend gestaan vir mense wat in die Limpopo-vlei voor Mapungubwe gewoon het. Dan is dit hierdie 3 punte. Hulle het vee aangehou, hulle eie kos geplant en hulle het wapens en ornamente van yster gemaak. Op hierdie skyfie is dit basies die vorige skyfie. Hier in die regterkant is net vinnige sketsies gemaak om te leer. Dit wys net hoe eenvoudig die sketsies kan wees om te leer. En dit is van hierdie punte af opgesom. So byvoorbeeld, die eerste een is klein dorpies in Suider-Afrika. So is net 'n vinnige kontinent geteken van Afrika. Soos 2 klein huisies, want dit is klein dorpies. En dan net die kompassie gesit, want dit is in Suider-Afrika. Dan 'n paar honderd mense, ook net 'n paar mensies geteken hierso. Dorpies meestal onafhanklik. So met ander woorde, die lyn skei hulle net en beteken hulle kan vir hulle self sorg. En hierdie mense kan vir hulle self sorg. Hulle het nie mekaar nodig gehad nie. Dan by punt 4, sommige dorpies onder een hoofman. So hierso in die middel het 'n mens vinnig 'n mannetjie geteken met 'n kroon op, want hy is soos die koning gewees. En dan die pyltjies wys na verskillende dorpies toe, want hy was in beheer van 'n paar dorpies gewees. En punt 5, ouer mense was belangriker as jonger mense gewees. Hierso is 'n oom geteken met 'n krom rug en 'n kierie. Hy is oud, so hy is belangrik. Dis hoekom die rooi goedjies om hom geteken is. Die jong mense was nie so belangrik gewees nie. Dan mans het hoër status as vroue gehad. Dis ook my man hoër geteken is hierso. En hy is belangriker as die vrou gewees. En dan punt 7, dorpies het hul eie kos gemaak. Hulle was bestaansboere. Hulle het nie dit gedoen vir geld nie. Hulle het dit slegs gedoen vir oorlewing. En word hier is 'n bok. En hier lê pampoen op die lande. Dan kom ons by nedersettings in die Limpopo-vlei voor Mapungubwe. Dit is net nog verder uitbreiding op die vorige skyfies. Soos ons hier sal lees in die linkerkant. Nedersettings het meer kompleks geraak. So tussen 900 na Christus en 1300 na Christus het boergemeenskappe gegroei. Met ander woorde, hulle het uitgebrei en groter begine boer en groter lande gehad en meer beeste en bokke. Punt 2, hulle het groter en beter georganiseerd geraak. Met ander woorde, hulle dorpies het hulle begin beter uitlê vir sanitasie en beskerming en so aan. Punt 3, die manier waarop hulle bestuur het ook meer kompleks geword. Met ander woorde, daar was soldate gewees, die koning het mense gehad wat aan hom gerapporteer het ensovoorts. En dan hierso, hoe weet argeoloë dat daar interaksie was tussen nomadiese jagters-versamelaars van die San en die Afrika inheemse boere? So met ander woorde, dit is die San wat te doen gehad het met die Afrika inheemse boere. Daar was klipgereedskap en rotskuns in die Limpopo-vlei is gevind wat dit wys. Met ander woorde, hierdie opgesom net en mooi in 'n skets, so hierdie tydperk is seker belangrik. So wat het gebeur? Hulle kan vir jou vra wat het gebeur tydens 900 na Christus tot 1300 na Christus. So heel eerste boergemeenskap het gegroei. So dorpe het groter geraak. Hulle was beter georganiseerd. En dan bestuur het meer kompleks geword. In ander woorde, as daar koning was en die mense wat vir hom gewerk het en so aan en soldate. En dan hier is net 'n prentjie van rotskunste. So mens dink net die Afrika boere en die San mense, hulle het ontmoet. En hier is 'n prentjie en dis hoe ons weet dat hulle interaksies gehad het. Dan kyk ons een se volgende onderwerp is K2 en Skroda. So K2 en Skroda, as ons links kyk, dit is 2 nedersettings van Afrika boergemeenskappe voor die ontstaan van Mapungubwe. So voordat ons Mapungubwe gekry het, het ons K2 gehad en Skroda. En as ons nou weer lees hierdie 9 punte hierso. So K2 en Skroda is argeologiese terreine. Argeoloog grawe daar om meer te leer in die Limpopo-vlei. So punt 2, rondom na Christus het 900 na Christus het boere K2 en Skroda gaan woon. Olifante was volop.
K2 en Skroda boere het ivoor verhandel. Punt 5, ivoor is verruil vir glaskrale van die ooste. Punt 6, net belangrike mense het glaskrale gedra, dit het mag gewys. Punt 7, boere was nie meer met net bestaansboere nie, maar het begin in en uitvoer. Punt 8, die gemeenskap het na Mapungubwe getrek. En dan punt 9, Mapungubwe het so wat 800 jaar gelede ontstaan. Dit is van vandag se tyd af, 800 jaar terug. So as ons kyk aan die regterkant, net om 'n idee te gee, so K2 wat hier so lê en Skroda het ontstaan voor Mapungubwe. En as 'n mens hierso op die Afrika of Suid-Afrika se kaart kyk, dis in hierdie oranje gedeelte waar hierdie voorkom. So om dit op te som en makliker te maak, sodat 'n mens 'n prentjie kan hê aan die woorde, 'n mens gebruik dit die visualiseringstegniek om te leer, en dan teken mense ook vinnig die prentjies, of 'n mens skryf die punte 1 tot 7 'n paar keer uit, en jy sê dit op jou vingers op, totdat jy uit jou kop uit kan sê. So K2 en Skroda in die Limpopo Vallei, so punt 1 is, so K2 en Skroda is argeologiese terreine, so dit is waar argeoloog gaan grawe het, en dis so hulle die bestaan van K2 en Skroda ontdek het. Punt 2, rondom 900 na Christus het boere K2 en Skroda en by Skroda gaan woon. Dis nou 'n belangrike punt. En dan weet jy, olifante was volop, en K2 en Skroda boere het ivoor verhandel, en dit is belangrik om te weet, hulle het hierdie ivoor verhandel vir glaskrale wat hier so lê. Onthou net dit. En hulle het handel gedryf met die ooste. Die ooste was soos Indië gewees, vir mense van Asië af. En dan punt 5, net belangrike mense het glaskrale gedra, dit het mag gewys. Punt 6, die gemeenskap het na Mapungubwe getrek, en dit is belangrik, na K2 en Skroda het die mense na Mapungubwe getrek. En dan punt 7, Mapungubwe het so wat 800 jaar gelede ontstaan. Dit is van vandag af. So onthou net, die K2 en Skroda mense, hierso is die mees olifante met die voor, hulle het dit gevat en verruil vir glaskrale vanaf die ooste. En net die ryk mense en die belangrike mense het glaskrale gedra. So nou kyk ons na die volgende onderwerp van eenheid 1. Hoe vind ons meer uit oor hoe mense lank gelede geleef het? So hierso as ons kyk by punt 1, Afrika boere, Skroda en Mapungubwe het nie geskryf nie. Hulle het geen boeke gehad waar aantekeninge gemaak was nie. 2, ons leer oor hulle deur argeoloë. So dit is mense wat vandag gaan en gaan grawe waar hulle dink mense gewoon het en sekere artefakte vind. Punt 3, argeoloë soek vir geboue, bene en voorwerpe. Punt 4, voorwerpe uit die verlede noem ons artefakte. Dit is 'n belangrike woord. En punt 5, artefakte wys hoe mense geleef het. Die sekere goed wat daar gevind het, sê vir ons hoe hulle geleef het. En dan punt 6, sommige artefakte is gebreek of weg. Punt 7, klip en metaal artefakte hou lank, en hout en strooi artefakte verrot vinnig. So as na die regterkant gaan, hoe ons hierdie punte beter kan leer, as jy vir jou vra, hoe vind ons meer uit oor hoe mense lank gelede geleef het? Punt 1, Afrika boere, Skroda en Mapungubwe het nie geskryf nie, hulle het nie boeke gehad nie. Punt 2, so ons leer oor hulle deur argeoloë, so dit is hoe ons weet van Afrika boere, Skroda en Mapungubwe se mense. Punt 3, argeoloë soek vir geboue, bene en voorwerpe. En punt 4, voorwerpe uit die verlede noem ons artefakte. Hierso is ou goeders wat iemand bestudeer met 'n vergrootglas. Punt 5, artefakte wys hoe mense geleef het. As hulle sien die tipe wapens wat hulle gekry het, die tipe potte en die juwele wat hulle gemaak het. Punt 6, sommige artefakte is gebreek of weg as gevolg van die verloop van tyd. Punt 7, klip en metaal artefakte hou lank. En punt 8, hout en strooi artefakte verrot. So hier is dit belangrik om hierdie 8 punte in volgorde neer te skryf en oor op te sê, en probeer die tipe prentjies te heg aan elke punt,
sodat dit makliker is vir jou om te onthou.